Ja, goeienaand aan julle almal. Ek is baie dankbaar dat julle kon ingeskakel het. Dit is 'n klomp ou bekendes en ek is bly dat dit met julle elkeen soos wat ek nou maar weet redelik goed gaan. Ons kan gerus met mekaar ook maar iets deel. As daar iets van julle kante af is, wat ek dalk spesifiek moet voorbid, asseblief, waar jy wil hê gelowiges moet saam met jou bid, laat weet my en ek sal ook probeer om dit in die gebed te noem. Ek wil vra dat julle asseblief soos gebruiklik vanaand se Bybelstudie saam met my sal open deur saam te bid. Ons Vader wat in die hemel is, ons is verskillende mense met verskillende omstandighede wat U vanaand hier by mekaar gebring het rondom U woord. Ons bid Here dat U deur U woord elkeen vir ons presies dit sal gee wat ons nodig het. Dat ons, as ons vertroosting nodig het, dat ons ook iets daarvan sal ontvang. As ons leiding nodig het, dat ons van die leiding sal kry. As dit vermaning is, dat ons vermaning sal hoor. Ja, Here, so werk U Gees in elkeen van ons se lewe dit wat ons nodig het. Ons besef dat ons beleef 'n tyd waar dit belangrik is dat ondubbelsinnig en baie duidelik gesê moet word wat in U woord staan. En ons bid dat U ons ook sal gebruik om U woord duidelik te verkondig en op te kom vir U en vir die waarheid wat in U woord is. Ons vra ook dat U ons dan sal gebruik en sal toerus om baie duidelik vir die wêreld te sê wat in die Bybel staan. Baie dankie dat ons die voorreg het om U te ken. Ons sê vir U dankie vir ons kerkverband, ons onderskeie gemeentes. Ons bid Here dat U ons genadig sal wees, dat U ons sal bewaar van die bose. En ons vra dit van U in U Seun se naam. Amen. Ja, daar is nog een of twee wat wil inkom. Ek kan hulle net gou toelaat. Ja, U is almal baie welkom en ek gaan vir ons vanaand lees 'n deel wat soos wat die dag gevorder het vir myself besondere betekenis en waarde gekry het. Dit is al wonderlik hoe die Here voorsien. Jy weet, 'n mens dink, ons lees nou maar Galasiërs 1 en ons het nou al, dit is al die derde geleentheid wat ons aan Galasiërs 1 spandeer, maar ek verstaan baie goed hoekom die Here vir my Galasiërs 1 gegee het vanaand, en ek hoop jy beleef dit ook so. Ek hoop om hierdie 10 verse te behandel, wat ons nou, hierdie vers 6 tot 10 te behandel. Ons kyk hoe ver kom ons. So, die apostel Paulus skryf, ek verwonder my dat julle so gou afvallig word van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het, na 'n ander evangelie toe, terwyl daar geen ander is nie, behalwe dat daar sommige mense is wat julle in die war bring en die evangelie van Christus wil verdraai. Maar al sou ons of 'n engel uit die hemel julle 'n evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. Soos ons van tevore gesê het, sê ek nou ook weer. As iemand julle 'n evangelie verkondig in stryd met die wat julle ontvang het, laat hom 'n vervloeking wees. Soek ek dan nou die guns van mense of van God? Of probeer ek om mense te behaag? As ek nog mense behaag, dan sou ek nie 'n diensknegt van Christus wees nie. Nou, hoekom het ek gesê dat hierdie woorde en hierdie Bybelstudie vir my besondere betekenis het? Ek dink die grootste gedeelte van die dag het eintlik sonder voorval verloop, maar hier so rondom middagete het
het kollegas van my attent gemaak op 'n brief wat op die Dopper Dagboek verskyn het. Ek dink dit is eintlik Facebook, as ek dit nie mis het nie. En hulle weet ook dat ek nou nie Facebook het nie. En die brief is onderteken deur 'n klomp susters wat in verskillende gemeentes van die GKSA is. En in hierdie brief, en dit is 'n hele klomp, meer as 200 van hulle is nou anoniem, maak hulle baie stellings oor die afgelope synodebesluit en spreek hulle uit die aard van die saak, hulle ontevredenheid uit met die besluit dat vrouens nie kan ouderlinge of predikante wees nie. Van hulle is ook dan bevestigde ouderlinge in 'n klompie van hierdie gemeentes, maar is regtig maar net 'n paar gemeentes. En soos wat ek voorberei vir hierdie Bybelstudie, besef ek dat ons as kerk al vir baie jare in 'n stryd gewikkel is. En ek dink ons het dit altyd gesien as 'n soeke na die waarheid. Wat sê die woord van die Here oor 'n bepaalde saak? Die saak is eintlik nie nou relevant nie. Maar gaandeweg besef 'n mens dat daar is 'n regte metode en daar's 'n verkeerde metode. En die regte manier is as jy nie saamstem met iets wat jy hoor nie, is om die kerklike pad te loop. En deel van die kerklike pad, wat ook mooi neerslag vind in ons kerkorde, is om te sê, as ek 'n probleem het met 'n besluit, dan gaan ek terug na die vergadering toe wat die besluit geneem het, en ek luister na hulle, en hulle luister na my, maar ek is oop vir oortuiging. Want ons moet tog almal luister na die woord van die Here. En ons moet almal buig voor die woord van die Here. Maar dan kom jy ook by 'n punt dat daar mense is wat net doeteenvoudig sê, maar ek weet, dit is wat God wil hê, of dit is wat hier staan, en hulle volg maar hulle eie oortuiging, en hulle is nie bereid om meer te luister nie, of om die kerklike pad te loop nie. Nou, as jy gaan kyk, en dis vir my relevant, hoe Paulus uiteindelik die valse leraars hanteer, wat hom aanval persoonlik, maar wat ook groot probleme veroorsaak het in die gemeente van Galasië, dan dink ek ons kan daaruit leer. Daar kom ook 'n punt dat 'n mens maar moet reguit sê wat is reg en verkeerd, en dan moet 'n mens ook by daai punt kom dat jy sê, maar dit is nie net verkeerd nie, dit is ook dwaling. Jy doen skade. Jy doen skade aan die kerk van die Here. En Paulus skroom nie om by daai punt te kom en op te staan vir die evangelie van Jesus Christus, en op te staan vir die Here Jesus self nie. So, in al die briewe van Paulus, is daar gewoonlik na die groetdeel, wat ons nou al mooi bekyk het, is daar 'n dankseggingsgedeelte, iets waarvoor hy dankie sê, maar in hierdie brief is dit nie. En dit sê eintlik verskriklik baie dat dit nie hier is nie. Dit sê dat daar is by hom 'n geweldige bekommernis, 'n ontsteltenis oor dit wat aan die gang is in die gemeente van Galasië, of in daardie gebied van Galasië. En daarom is hy nie vals daaroor nie, hy probeer nie 'n danksegging inforceer in hierdie brief nie, maar hy sê baie duidelik, hy begin, en hy's reguit, en hy's op die man af, en ek dink daar's ook tyd daarvoor dat 'n mens met mekaar moet eerlik en reguit praat, van oog tot oog. In plaas van dat hy dus die brief begin op die gebruikelike manier, val hy hier met die deur in die huis, wat ook die dringendheid beklemtoon van dit wat hy vir hulle probeer sê. Die fondament van die Christelike geloof word hier aangeval. En dit vat baie keer 'n bietjie mooi kyk om te sien waar die fondament aangeval word.
Nou, die oomblik as die aanval is op die evangelie of op die skrif, dan val jy die fondament aan. Want as die skrif nie meer die woord van God is, waarvoor ons almal buig nie, ook wanneer ons 'n besluit neem, as jy nie meer die skrif as die maatstaf aanvaar nie, en sê, dat wanneer ons saam luister na die woord van die Here, en ons het dit nou al vir sê 30 jaar gedoen, dan begin jy jou in die geselskap bevind van mense wat 'n probleem het, om die gesag van die skrif te aanvaar. Maar dit gaan tog nie net altyd kan wees, dat jy alleen reg is nie. As medegelowiges vir jou sê, hier sê die woord van die Here dit, en hulle het dit bidend gedoen, en hulle het dit oor 30 jaar gedoen, dan kom dit by 'n punt dat jy moet sê, maar op 'n stadium moet ek luister, en moet ek aanvaar, ek is dalk nie reg nie. Nou, vandag het dit nou gebeur dat mense sê, ons aanvaar dit nie, ons weier om dit te aanvaar, ons kom daarteen in opstand, ons gaan 'n roete loop wat ons eie pad is, ons gaan 'n nie kerklike pad loop, ons gaan maak soos 'n vakbond, ons gaan 'n petisie begin, nie, ons loop die kerklike pad nie, alreeds net daarin sien jy dat die manier, dit wat jy begin doen, is die verkeerde pad. En Paulus sê vir die Galasiërs, dat as hulle mooi kyk, dan is hulle nie meer betroubaar nie. Hy sê vir hulle in vers 1, ek verwonder my, dat julle so gou afvallig geword het van hom, wat julle deur die genade van Christus geroep het na 'n ander evangelie toe. Paulus sê dit is vir my verbasend, dit is vir my ondenkbaar, dat julle in die eerste plek afvallig geword het, maar ek is veral stom geslaan dat julle so gou op hierdie pad gegaan het. Die woord wat hier met afvallig word vertaal is, beteken eintlik is dit ook weer 'n militêre term, en 'n mens kom nogal agter dat baie van hierdie terme, ons het dit die afgelope Sondag op die kamp ook gehoor, met van die woorde wat eintlik 'n militêre terme is, soos daai woord bewaar, beteken om te bewaak, soos 'n soldaat iets moet bewaak. Julle sal dit onthou. In hierdie geval gebruik hy die woord afvallig word, beteken jy het jou pos verlaat, jy is nie meer loyaal aan jou bevelvoerder nie. Dit kom neer op muitery, dit kom neer op jy loop oor na die vyand toe. Nou die straf vir dit is die doodstraf. As jy afvallig word as 'n soldaat en jou maters vang jou weer, dan sit hulle jou teen 'n muur en hulle skiet jou dood. Dis 'n baie ernstige ding. En dis die woord wat Paulus hier gebruik. Hy sê, ek verwonder my dat julle so gou afvallig geword het. Die klagte wat Paulus teen die Galasiërs het, is dat hulle godsdienstige mantelswaaiers is, geestelike muiters is, dat hulle maklik die mantel draai. Hulle het weggedraai van hom wat hulle deur die genade geroep het. Hulle het hulle rug gedraai op Jesus Christus en 'n ander evangelie gaan omhels. Dit is die evangelie van die genade van God. Dit is nie net dat hulle 'n leer verwerp nie, maar dit is dat hulle Christus self verwerp. En ek dink dis 'n baie belangrike ding om hier raak te sien. Ek dink soms kan mense dink dat hierdie goed is vir die teoloog. Hierdie leerstellige kwessies, dit wat op vergaderings gebeur, dis vir die teoloog, dis nie vir die gewone mense, dit het niks met die gewone mense te doen nie. Maar die probleem is, en dit is wat Paulus hier vir hulle probeer sê, dit het alles te doen met julle, want julle hoor dis nie meer die waarheid nie, en as jy nie die waarheid hoor nie, as die evangelie nie reg aan jou gebring word nie,
dan is die dood in die pot. Dan is die gif in die pot. Dan kan daar nie lewe wees nie. Die Heilige Gees kan dit nie gebruik om lewe te werk nie. En daarom doen ons baie moeite om seker te maak dat die evangelie korrek gebring word. Daarom kan die predikant nie maar net verkondig wat hy wil nie, maar hy is gebind aan die belydenisskrifte. Verder is daar deurgaans toesig oor die bediening wat hy doen, ook vanaand. Hoekom dink julle is hier ook mense wat vanaand ingeskakel is, wat ouderlinge is, wat spesifiek toesig hou oor dit wat ek nou hier sê? En dit, as ek iets hier sou sê wat nie reg is nie, dan gaan hulle my bel, net na die Bybelstudie. En ek sal dit moet of regstel, of ek kan ondertig kom. Dis hoe kosbaar en hoe belangrik die waarheid is. En dit is nie net die verantwoordelikheid van die predikant om te probeer hou in die spoor van die waarheid nie. Ons almal moet dit doen. Dit moet vir ons almal baie kosbaar en belangrik wees, dat ons korrek optree. Die evangelie is die goeie nuus. En die goeie nuus wat God vir sondaars gee, is dat hy in sy genade sy seun gegee het om vir ons as sondaars te sterf. En die genade beteken dat ons as sondaars word deur God geregverdig in sy krag. Hy doen dit. Hy is die een wat red. Dis nie ons wat red nie. Dis nie ons wat 'n bydra maak tot ons redding nie. Of Christus is vir jou alles, sê ons Heidelbergse katekismes, of Christus is vir jou niks. Of dit is Christus is gelyk aan verlossing, of dit is Christus plus enige iets, is nie gelyk aan verlossing nie. Dis nie die waarheid nie. Dis nie die korrekte boodskap nie. Dan is dit 'n dodelike verleiding. En dis baie belangrik dat ons as gelowiges vir mekaar sê, die Bybel bevat nie net die evangelie nie, die Bybel is die evangelie. Dit is al die boodskap in die Ou Testament, dit word net duideliker in die Nuwe Testament, dat God die een is wat ons red. Nou beide die Heidelbergse katekismes en die Nederlandse geloofsbelijdenis gebruik die woord aanneem. God kom en hy gee vir ons die geskenk van verlossing en ons het die verantwoordelikheid om die geskenk uit God se hand aan te neem. Maar dis nie ons wat instap as het ware en die geskenk van God optel en vir onsself vat nie. En dis wat aan mense verkondig word vandag. Daar word nie gepraat van dat ons moet dit aanneem nie. Mense sê, gee jou hart vir Jesus. Dit is heeltemal te veel mens, dit is heeltemal te sterk. Te veel mens. Die mens doen dit, jy gee. Nee, God gee. Ons neem aan. Dit is die taal van ons belydenis. Daar is 'n reuse verskil tussen die twee. 'n Baie groot verskil. Die skrif sê, God gee. God, die Vader, gee sy seun. Die seun gee sy lewe. Die Heilige Gees gee homself. Ons neem aan. Ons ontvang. Dis nie, gee jou hart vir Jesus nie. Gaan vat vir jou nie. Jy moet besluit om te gaan vat nie. Dis heeltemal iets anders. Dis 'n valse boodskap. Dis 'n dwaalleer. En enig iemand wat daardie boodskap verkondig, wat nie dit verkondig as dat ons is ontvangers nie, wat aanneem nie, dis dwaalleer. Dis teen die skrif. En dis die algemeen heersende boodskap. En u moet dit hoor, broer en suster, en u moet, dis nie moeilik om te verstaan nie, ontvang en aanneem teenoor gee en vat, heeltemal ander terminologie. Ek dink dit is tog eenvoudig. Die Galasiërs het hierdie evangelie van die genade van God verlaat en vir hulle 'n ander evangelie gaan kies
'n evangelie van werke, 'n evangelie van 'n bydrae maak, 'n evangelie van waar die mens kragtig is en nie swak is nie, want dit is wat die moderne mens wil hê. Die valse leraars wat Paulus se apostelskap en die evangelie wat hy verkondig het ondermyn het ons die Judaïste genoem. Nie omdat hulle net van die stam Juda was nie, maar dood eenvoudig om te sê, hulle verteenwoordig 'n terugkeer na die gedagte van die skrifgeleerdes en die fariseërs. Die idee dat jy red jouself, of jy maak 'n bydrae tot jou redding. Hulle evangelie word in Handelinge 15 verwoord as volg: as julle nie besny word volgens die gebruik van Moses nie, kan julle nie gered word nie. Nou kom ek sê dit bietjie in 'n meer moderne idioom. Ek kan vir jou vra byvoorbeeld, moet jy gedoop wees om gered te word? Daar's natuurlik mense wat sal sê ja. Moet jy groot gedoop wees om gered te word? En daar sal mense wees wat sê ja. Maar dit is nie wat die Bybel sê nie. Jy word nie gered op grond van die feit dat jy gedoop is, of groot gedoop is, of nagmaal gebruik nie, of 'n dankoffer vir die kerk gee, of 'n lidmaat van 'n sekere kerk is, of 'n ouderling is, of 'n diaken is, of wie ook al is, of wat ook al doen nie. Jy word deur Christus gered uit genade. Dis heeltemal 'n ander boodskap. Dis nie jy wat jouself red nie, dit is God wat ons red. Dis God wat vir ons die redding gee en ons moet dit aanneem. Ons maak dit ons eie. En in daardie proses van dit my eie maak, werk die Heilige Gees in my. So God bind die evangelie, God die Heilige Gees, bind as dit ware die evangelie en weef dit deur my hele lewe. Dat jy duidelik hier die patroon van die evangelie van God se genade in my lewe kan sien. Hulle het nie ontken dat geloof in Jesus Christus belangrik is nie. Dit moet julle besef. Hierdie mense het gesê, nee, dit is nog belangrik. Jesus Christus is belangrik. Geloof is belangrik. Maar, jy moet besny wees. Maar, jy moet dit of jy moet dat. Maar, jy moet vas. Jy moet sekere gebruike nakom. En daai maar is die plus. Hulle het wel gesê dat die gelowiges ook nog besny moet word en die wet onderhou saam met hulle geloof in Christus. Met ander woorde, Moses moet die werk van Christus voltooi. Jy moet die werk van Christus voltooi. Dit beteken onmiddellik dat Christus het halwe werk gedoen. Hy is nie 'n volledige redder en verlosser nie. Moet ek 'n sekere posisie beklee? Is dit krities belangrik vir my redding? Dit is nie. Hoekom maak mense soveel van wie hulle is of wie hulle wil wees? Kan God nie net alles wees nie? Alles in ons almal se lewe nie. Is dit nie hoe dit in die kerk van die Here moet wees nie? En ons is nederig en gehoorsaam en buig en luister en is minder nie. Paulus duld nie hierdie valse leerstelling nie. Dit is ondenkbaar dat die mens se werke by Christus se werk gevoeg kan word om dit volledig te maak. Ek meen, wie is ons as mense? Christus se werk is op sigself voltooide werk. Dis afgehandelde werk. Dis voldoende gewees. Die evangelie van Christus is die evangelie van genade wat God alleen doen. Let egter daarop hoe Paulus dit stel. Hy sê nie dat hulle die evangelie van genade verlaat het om 'n ander evangelie aan te hang nie. Hy sê dit so, hulle het hom verlaat wat hulle deur die genade van Christus geroep het. So dis erger, dis ernstiger. Hy sê nie julle die evangelie verlaat nie, hy sê julle het God verlaat. Wanneer jy jou eie kop beginne volg, wanneer jy jou eie plan beginne maak, wanneer jy dink jy kan jouself red, wanneer jy dink jy gee jouself,
dan verwerp jy nie net 'n ander ou se boodskap nie. Dan verwerp jy nie net Paulus se boodskap nie. Jy verwerp nie net Paulus se weergawe van die evangelie nie. Paulus sê jy verwerp God self. Jy is ontevrede met God. Dit is toch baie ernstig. Dis ingrypend. In der waarheid het die Galasiërs hulle rug op God en op Christus gedraai. En mense sou dink, dis so klein. Dit is oënskynlik so klein dingetjie wat hulle gedoen het, so klein probleempie. Kan dit so ernstig wees? Dit is. Wat Paulus nog meer verstom is die feit dat hulle so gou van Christus al weggedraai het na hierdie ander evangelie toe. Wat vir die Galasiërs miskien net na ander standpunt gelyk het, is in der waarheid 'n totale verlating van God en van Christus. 'n Mens buig volledig voor die woord van God. Volledig. Jy doen dit of volledig as jy begin met maar, as jy nie bereid is om te sê God kan alles wees en ek sal die minste wees nie, ek maak nie 'n bydra nie, ek red nie myself nie, nie met wie ek is nie, nie met wat ek doen in die kerk van die Here nie, dan verwerp ek die Here self. Dan wil ek op myself staat maak, op wie ek as fantastiese mens is. Ek is nie 'n fantastiese mens nie. En jy is ook nie 'n fantastiese mens nie. Ons is begenadigde mense wat God sy kinders maak. Dus die klem is daarop, op wie God is, wat hy doen. Die valse leraar se optrede word in vers 7 aan ons beskryf, terwyl daar geen ander is nie. Die valse leraars wou die Galasiërs laat verstaan, dat die boodskap wat hulle verkondig, net 'n ander boodskap is. Dis net 'n ander weergawe van basies dieselfde boodskap. Dis net hulle opinie wat verskil van die van Paulus. Dis 'n weergawe wat net 'n bietjie anders te klink. Dis nie 'n groot ding nie. Maar Paulus sê dit is 'n groot ding. Dis 'n ingrypende groot ding. Paulus maak dit duidelik dat dit eintlik totaal 'n ander evangelie is. Hierdie is 'n keuse vir die mens. Dis 'n keuse vir die mens wat homself uit die verknorsing kan kry van sonde. Dis die mens wat homself ophef. Dis teen God. En daarom sê hy, dis die verkeerde boodskap. Ons behoort nederig diensbaar te wees, broer en suster. Ons behoort al die eer aan God te gee, niks vir onsself nie. Ons kan ons net onderwerp aan wat hy in sy woord sê. En as ek nie seker is nie, as ek dan, as ander gelowiges vir my sê, as 'n oorwig van gelowiges vir my sê, nee, dis wat die Here hier sê, en daai oorwig van gelowiges, en ek kry nie bewyse vir my standpunt in die skrif nie, dan moet ek luister. Dan leer ek dit nie meer nie, dan bly ek stil, dan sê ek glo dat die Here ook my help en lei deur my medegelowiges, deur die skrif. En dan gaan ek wag, ek gaan nie my standpunt propageer nie, ek gaan dit nie in die wêreld uitpassei nie, ek sal dit veral nie doen om die kerk skade te maak nie. Want daar was klaar skade in die streek van Galasië, as gevolg van dit wat hierdie valse leraars gedoen het. Hulle het klaar groot skade gedoen aan die kerk van die Here, aan die naam van die Here. Verstaan my mooi, ek sê nie daarmee dat die mense wat daai brief geskryf het, of dit onderteken het, so ver gegaan het, soos die Galasiërs nie, of die Judaïste nie. Maar ek dink 'n mens kom by die punt dat jy sê, daar was 'n ander pad. Is daar nie ook ooreenkomste nie? Wat moet ek hieruit leer? Dit is 'n baie hartseer situasie. Daar is tog 'n alternatiewe roete. Daar's 'n manier hoe ons as Christene hierdie goed kan hanteer. Hierdie Galasiërs kon vir Paulus eers geskryf het, of Paulus laat kom het, maar hulle het nie.
Hulle het dadelik op hierdie nuwe pad gegaan en gesê, dit lyk net na 'n ander weergawe van die evangelie. Die kerk van die Here is altyd in hierdie stryd vir die waarheid. As jy gaan kyk na die geskiedenis en jy moenie moeg raak om toegerus te word, om te hoor, maak jou oë oop, bepaal wat die waarheid is en probeer verbeter daarby te bly nie, want dit is die geskiedenis van die kerk. Dis 'n geskiedenis van stryd vir die waarheid, vir vashou aan die waarheid, vir bepaal wat sê die Here in sy woord, praat saam met medegelowiges, neem 'n besluit, hou by daardie besluit, of as jy weet dat die Bybel of die belydenis en die kerkorde sê anders, kom dan en sê, hier is die bewyse, kom ek wys vir julle. Maar as jy dit nie kan doen nie, dan lê jy jou neer by die leiding wat die Here ook gee, deur die mense wat hy geroep het, wat hy aangestel het. Daar is net een evangelie van genade, daar is nie 'n variasie nie. Dis wat Paulus vir hulle sê, julle dink dis net 'n variasie, daar is nie 'n variasie nie. Die evangelie is dat Jesus Christus is die een wat vir ons gesterf het, wat opgewek is uit die dood uit, en wat ons redder en ons verlosser is. Sy werk is volmaak en voltooid, en ons lewer nie 'n bydrae nie. God is soewerein, God bepaal vir ons, hy het hierdie pad van redding bepaal, en hy bepaal 'n klomp ander dinge ook vir ons in die skrif. Hy sê dit vir ons, en ons lê ons daarby neer. Dis deel van ons dankbare gehoorsaamheid. Die goeie nuus dat Jesus Christus sondaars verlos het aan die kruis en vir hulle gesterf het, opgestaan het uit die dood uit. Dit is 'n unieke evangelie, kan ek ook sê. Uniek want in die valse godsdienste, alle valse godsdienste leer dat die mens maak 'n bydrae, die mens doen iets. Dit is net die Christelike godsdienst wat die evangelie verkondig dat net God ons red. Net hy alleen, geen bydrae van die mens. Dis 'n unieke evangelie. Die valse leraars verkondig dat die mens deur middel van die onderhouding van die wet en in besonder deur die besnydenis die werk van Christus afhandel en voltooi. Dink aan die klem wat sekere groepe, pentakostalistiese groepe of dan baptiste plaas op die belangrikheid van die doop en spesifiek die groot doop. Grens dit nie uiteindelik, kom dit nie uiteindelik by daardie punt dat hulle eintlik maar sê dat dit is Christus plus jou besluit om groot gedoop te word nie. Want dit klink so. Nou kan dit nie meer genade genoem word nie, want die mense dan 'n hand by om verlos te word. Nou weet ek nie of julle David Cusack ken nie, hy's ek dink sy webtuiste is Enduring Word. Hy's baie bekend in Amerika, hy skryf ook redelik baie. Merk op dat die eerste van die 3 feite is aangaande die sogenaamde ander evangelie wat aan die Galasiërs gebring is. En dit is 'n onwettige evangelie, want daar kan nie 'n ander evangelie wees nie. Die ander 2 feite wat in vers 7 genoem word, is die verwarring wat hierdie sogenaamde evangelie veroorsaak en die verdraaiing van die werklike evangelie wat plaasvind. Nou wil ek vir u sê, die oomblik as jy verward is, as jy ook agterkom dat mense kom om met opset, waar daar 'n gesprek gevoer word oor hoe moet ons as gelowiges hier maak? Wat moet ons hier doen? En hulle begin met, dis 'n gekompliseerde saak. Dan moet jy weet, hulle vat nou so 'n groot klip wat hulle hier voor jou in die water gaan gooi en hulle gaan dit modderig maak, hulle gaan die water vertroebel sodat jy nie kan sien nie en hopelik sodat daar niks gedoen word nie of gedoen word wat hulle wil hê. Wanneer 'n mens die woord van die Here lees, lees jy hom soos wat 'n kind hom sal lees, en dit wat jy daar lees, is die
is wat daar staan. Dit wat jy dink die betekenis is, wat 'n kind sal dink die betekenis is, wat ek en jy as gelowiges sal dink die betekenis is die betekenis. Hoekom moet ons dit so kompliseer? As die Here sekere goed nie sê nie, dan aanvaar ons die Here het nie hieroor iets gesê nie. Die ander plekke wat hy wel iets daaroor sê, aanvaar ons dan, dit is dan duidelik. Hy het dit of gesê of gewys wat hy wil hê. Ons gaan doen nie studie om dit meer onduidelik te maak nie. Om te sê, dit is 'n gekompliseerde saak. Sodat ons as mense uiteindelik maar self kan besluit wat ons doen. Hierdie kant toe of daardie kant toe. Ken u God as iemand wat op twee gedagtes hink? 'n ja en 'n nee God is. Want Paulus sê daar is een evangelie. En ek stem met hom saam. God is duidelik. Nie dat ek my wil voeg by iemand soos Paulus nie. Ek is nie vergelykbaar met Paulus nie. Paulus is ver meer as wat ek is. Maar is duidelik dat hy ken God nie so nie. God wil met ons duidelik praat. Hy wil vir ons mooi sê dat ons die pad verstaan, die pad van redding verstaan, die roete ken van hoe ons as gelowiges met mekaar moet saamleef. Hoekom het dit so onseker en onduidelik en troebel geword? Wie vertroebel dit? As daar verwarring moet kom, is dit gewoonlik omdat iemand 'n ander roete wil volg. Die evangelie is duidelik. Sien dit vanaand hier raak. Paulus sê dit. Behalwe dat daar sommige mense is wat julle in die war bring. Nou die valse leraars bring hierdie mense in die war, maak hulle onseker. As daar by jou onrustigheid is, nou wil 'n mens sê, ja, die meerderheid kan ook verkeerd wees, maar as jy vir jare, en ek praat van 3 en amper 4 dekades oor 'n saak met mekaar gepraat het, en die meerderheid sê, ons is nie onseker hieroor nie. Ons sien dat die Here sê in sy woord, en as kerke van oor die hele wêreld sê, ons is nie hieroor onseker nie. Die Here sê in sy woord. Wanneer gaan 'n mens by die punt kom dat jy sê, ek raak rustig hieroor. Ek is nie onrustig nie. Ek het rustigheid in my gemoed dat hierdie is die boodskap. Dis wat ek moet doen. Dis hoe ek moet kerk wees. Dis hoe ek moet leef. So daar het onrustigheid gekom in daardie gemeentes. Natuurlik het die valse leraars nie hulle boodskap geadverteer as een wat moeilikheid gaan veroorsaak in die gemeentes. As jy moeilikheid maak, dan is die kans baie goed dat jy verkeerd is. As jy moeilikheid maak in die kerk van die Here, dit alreeds moes vir hierdie mense gesê het, ons veroorsaak onrustigheid, ons veroorsaak onduidelikheid by die gemeentes van Galasië. Ons is besig om hierdie mense hulle vrede te ontneem. Is ons reg? Hulle het hulle voorgedoen as mense wat opreg omgee vir die gelowiges. Hulle het eintlik omgegee vir hulle self, vir hulle standpunt. En hulle het sommige gelowiges oortuig dat hulle net 'n regstelling op die werk van Paulus is. Paulus was net so bietjie af, hy moes net hier dit bygesê het. David Kuzak haal die volgende kommentaar van Martin Luther aan, en dit is vir my baie treffend. Hy sê, note the resourcefulness of the devil. Heretics do not advertise their errors. Murderers, adulterers, thieves disguise themselves. So the devil masquerades all these devices and activities. He puts on white to make himself look like an angel of the light. Die duiwel, as hy iets verkeerd wil doen in die kerk van die Here, dan
maak hy dit mooi. Hy laat dit mooi lyk. Hulle praat so mooi, hulle praat so sagkens. Die verontregte. Maar uiteindelik is die duiwel besig om onmin te veroorsaak. Tweespal, tweedrag. Hy probeer dit wat die eenheid van die kerk is opbreek. Dit is opmerklik dat die vergadering in Jerusalem hier dieselfde woord wat ons vertaal het met in die warbring gebruik in die brief wat hulle na die vergadering van die kerke gestuur het. En dit lees so, aangesien ons gehoor het, dat sommige wat van ons uitgegaan het, aan wie ons geen opdrag gegee het nie, julle met woorde ontstel en julle gemoedere verontrus deur te sê, dat julle besny moet word en die wet moet onderhou. Hulle ontstel. Hierdie tweede feit bring dan juist die duidelike verskil tussen die evangelie en die valse leer van die Judaïste na vore. Die evangelie bring altyd by 'n mens rus en kalmte en vrede en ek wil ook sê berusting. Die valse leraar se boodskap was die teenoorgestelde. Dit het twis en tweedrag gebring. Nou moet 'n mens ook sê, wel, as dit dan nou gebeur, die situasie wat ons nou het, hoe weet ons, want daar is nou mense wat sê, hulle het nie rus en vrede nie. En nou mag mense dink, ja, maar dit is bietjie meer as 200 vroue, dit lyk so baie. Ja, maar daar is meer as 80.000 lidmate. Hierdie ding kom 30 jaar, amper 40 jaar, amper 4 dekades. Dit het 'n aanloop gehad. Dan moet 'n mens by 'n punt kom dat jy sê, maar ek bevind my hier in 'n situasie dat, hoekom is dit by my so? Moet ek nie anders te gaan kyk nie, moet ek nie anders te gaan luister nie. Die evangelie bring altyd rus, en ek glo, daar is vir ons almal genesing. As ons konsentreer op wat die werklike kernboodskap van die evangelie is, en dit is God. 'n God wat omgee, 'n God wat ons wil red, en wat ons gered het deur sy seun. Kom ons begin daar. Kom ons konsentreer op daardie boodskap. En die evangelie van Christus wil verdraai. Die derde feit wat in vers 7 gestel word, is dat die valse leraars die evangelie van Christus wil verdraai. Paulus stel dit baie duidelik, dat dit nie die evangelie van Paulus is nie. Nou weet ek, jy hoor van Afrikaanse teoloë wat praat van die evangelie van Paulus en die evangelie van Petrus, asof daar verskillende variasies was. Dis Paulus se mening en dit is Petrus se mening. Paulus sê baie duidelik, daar is net een evangelie. En ek kan ook vir jy sê, Jakobus en Petrus en Judas, en ek wil sê, Jesaja, hulle het gesê, Jesaja, Amos, vat nou maar enige van die bekende Oud-testamentiese figure, Moses, God is gelyk aan julle redding. Die Nuwe Testament sê net in meer besonderhede, Jesus Christus is gelyk aan julle redding. God red ons, dis nie die mens wat homself red nie. Die wyse waarop Paulus stel wat die valse leraars probeer doen, het wys die slinksheid van die valse leraars en hulle leermeester, die Satan. Daar is nie plek vir wêreldse werkswyse, vir wêreldse slinksheid, vir wêreldse doen en late in die kerk van die Here. En die kerk doen dinge anders as wat die wêreld dit doen. Ons doen nie petisies nie, ons doen nie voor die tyd mense bymekaar maak vir ons standpunt nie, ons gebruik nie die pers nie, ons gaan nie na die koerante toe en sê, het julle gehoor wat doen die kerk nie, ons skryf nie in die koerante nie, ons byt en verval mekaar nie aan en verskeer mekaar in die openbaar, in koerante nie, ons loop rustig die kerklike pad. As jy hierdie strategie volg, as jy besig met 'n wêreldse pad, dis nie die pad van die kerk, dis nie hoe dit werk in die kerk. Die kerk werk anderste, die kerk moet anderste wees.
Anders hoe kan die boodskap wat ons verkondig in die wêreld geloofwaardig wees? As daar vanuit die kerk 'n aanval op die kerk is, en dit is wat die duiwel baie gedoen het in Suid-Afrika die laaste tyd. En hy het Afrikaanse kerkverbande baie skade gedoen. Deurdat mense vanuit daardie kerke gekom het met dwaalleer, dat daar aanvalle was vanuit daardie kerke met dwaalleer, en vandag is daardie kerke heeltemal besig om op te breek. Ek gaan nie name noem nie. Julle weet wat besig is om te gebeur in ons dorpe. Ons moet leer om die woord van die Here te lees en daarna te luister. Te lees soos wat 'n kind dit lees. Dat ons kan met mekaar saamstem oor waar vind ons vrede, waar het ons rustigheid. En te berus ook in die leiding wat die Here gee deur die mense wat hy geroep het. Wat hy ook geroep het na meerdere vergaderings toe. Want hulle kom nie maar daar sonder dat die Here hulle geroep het en vir hulle gesê het, oor hierdie sake moet julle nou bidend besluit te neem in die lig van die woord nie. Hulle wil die evangelie van Christus verdraai, die Judaïste in die tyd van die apostel Paulus. Die woord wat ons vertaal met verdraai kan ook vertaal word met omdraai of omkeer. Jy wil dit anderste om hê. Deurdat hulle die evangelie verdraai, wil hulle die verlossing in der waarheid in trieraad sit. Die mens moet 'n bydrae maak, die mens moet iets doen. Die mens wil sy pad loop. Hy wil nie die pad loop wat God wil hê nie. Hy wil nie aanvaar dat God sê so en nie so nie. Hulle keer alles heeltemal onderste boor en agterste voor. Dit is onmoontlik om aan die evangelie toevoegings te maak sonder om dit totaal te verander na iets heeltemal anders wat dit dan in werklikheid geen evangelie maak nie. Die vraag ontstaan tog by 'n mens, hoekom sal 'n mens die evangelie van Christus wil verander? Is dan so 'n wonderlike boodskap dat God ons red. Terwyl ons weet ons kan onsself nie red nie, maar natuurlik almal weet dit nie en glo dit nie en aanvaar dit nie dat hulle nie hulle self kan red nie. Om te weet hoekom mense die evangelie van Christus wil verander, moet 'n mens eers verstaan wat die evangelie is. Baie mooi. Paulus gee 'n baie kort, kragtige samevatting daarvan in 1 Korintiërs 15 vers 1 tot 4. Broers, ek maak julle die evangelie bekend wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan, waardeur julle ook gered word. As julle daaraan vashou op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het, of julle moet te vergeefs geglo het. Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ontvang het. En nou kom hy eers, en hy sê, wat is daai evangelie? Baie kort, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte, en dat hy begrawe is, en dat hy op die 3de dag opgewek is volgens die skrifte. Goed, ek het baie van die ook gehou, 'n aanleiding van wat die evangelie werklik is, gee David Kuzak 3 redes hoekom mense die evangelie wil verdraai. Die evangelie gaan teen die mense trots uit. Die evangelie vertel dat die mens 'n verlosser nodig het, omdat die mens homself nie kan verlos nie. Die evangelie gee erkenning aan die mens se waardigheid of prestasies nie. Ons is nie goed nie, ons lyk nie goed nie, want dit tel niks by ons verlossing nie. Jesus Christus doen alleen die verlossingswerk. In die tweede plek, die evangelie gaan teen die mens se wysheid in. Die mens word verlos op 'n manier wat vir hom na dwaasheid lyk. Die seun van God word 'n mens en sterf 'n vernederende, veragtelike dood vir die mens. En dan in die derde plek, die evangelie gaan teen die mens se kennis in. Die evangelie vertel die mens om in iets te glo wat teen sy wetenskaplike kennis en persoonlike ervaring ingaan.
dat 'n man wat gesterf het, Jesus Christus, uit die dood opgewek is, en 'n verheerlikte liggaam het, wat nooit weer kan sterf nie. Dit is alles teen die wêreld. Teen wat die wêreld glo, teen dit wat die wêreld aanvaar, teen die wêreldse manier. En dis hoe ons weet, dit is die pad van die waarheid. Ons wil nie soos die wêreld wees nie, ons wil nie soos die wêreld doen nie. Enige iets wat is soos wat die wêreld is, weet ons is 'n probleem. En die kerk van die Here moet anders wees in alle opsigte as die wêreld. Enige verandering aan die evangelie sal die kerk onrustig maak en strydende faksies veroorsaak. Die kerk kan nie onaangeraak bly as die evangelie aangetast word nie. En dit is duidelik. Dit is baie hard en dit is skokkend om te hoor wat Paulus in vers 8 en vers 9 sê. En jy weet, 'n mens spandeer baie tyd daaraan om seker te maak dat jy so ver as moontlik altyd binne die waarheid bly van dit wat God in sy woord gesê het, want hierdie vervloeking wat Paulus hier uitspreek oor die verdraaier van die evangelie is geweldig. Dit behoort jou bang te maak. As jy in die verantwoordelike posisie is om ander te moet leer en te begelei, behoort hierdie woorde jou bang te maak. Maar al sou ons of 'n engel uit die hemel julle 'n evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. Soos ons van tevore gesê het, sê ek nou ook weer. As iemand julle 'n evangelie verkondig in stryd met die wat julle ontvang het, laat hom 'n vervloeking wees. En hy bedoel daarmee om deur God vervloek te wees. Om deur God verwerp te wees. So, Paulus is baie duidelik, hy draai nie doekies hier om nie, wil 'n mens sê, want wanneer jy die evangelie verdraai, of wanneer jy kom met jou eie storie in die kerk van die Here, dan is jy 'n instrument in die hand van die duiwel, en die duiwel is vervloek. En valse leraars, en deesdae, ek dink baie van julle weet ook van die dryfveer van die regeringse kant af om kerke te dwing om by hulle te affilieer, of om bestuur te word, of om gesentraliseer te word. Hierdie goed maak ons baie bang. Hierdie idee van dat die owerheid probeer ons beheer op die een of ander manier, maar aan die ander kant doen die owerheid dit omdat daar soveel van hierdie groepe is. Deesdae begin elkeen sommer sy eie kerk in sy huis. En onder sekere bevolkingsgroepe in ons land is dit baie erg. En hulle spuit mense met byvoorbeeld doem in hulle gesig. En daar word geweldige hoeveelheid geld oorbetaal aan hierdie individue of aan hierdie kerke. Ek het al verwys na daardie kolossale geboue net daar buitekant Heidelberg, maar hier op pad na Johannesburg toe is dit maar dieselfde, net daar voor die Grasmeer tolplaas of so in jou linkerkant, begin jy soortgelyke geboue en strukture sien wat opskiet. En dis deesdae soos paddestoele, dis oralste. En daarom probeer die owerheid dit nou onder beheer kry, en dis alles dwaalleer. Dit wat vals is. En daarom, die kerk is in hierdie stryd gewikkeld teen dit wat vals is en nie waar is nie. Nou, die banvloek is 'n baie ernstige saak, en julle kan daarvan gaan lees in Joshua 7, hoe dat Achan en al sy mense uiteindelik gestenig is, en hoe dat God baie ernstig optree teen mense wat met die banvloek getref word, of wat vervloek is. En dit, weer eens wil ek beklemtoon dat om die verantwoordelikheid van 'n leraar op jou skouers te neem, is 'n baie groot verantwoordelikheid. En dit gaan nie net oor geleerdheid nie, dit gaan oor geesvervuldheid, dit gaan oor 'n klomp aspekte. Dit is 'n totale toewyding en leefwyse, en dit word misbruik. Ek sluit maar hier af vir vanaand eers. Ons kan volgende week
by vers 10 begin. Ek wil net vra of daar enige vrae of opmerking is van julle kant af. Dominee Tommy, goeienaand, dis Anja wat praat. Anja? Terwyl ons hierdie Bybelstudie doen, kon ek nie help om te dink aan die woorde wat vir ons opgeteken is in Genesis 3. Wat die Satan eers probeer het om soveel twyfel by 'n mens te skep nie. Hy het begin vra deur te sê, is dit werklik so dat God gesê het? En toe daarna, toe kom hy en hy maak van God 'n leienaar. En dit is vir my ook natuurlik van toepassing toe hy Christus self ook in die versoeking probeer lei het. En so kan ons dit ook toepas op hierdie gemeente in Galasiërs en ook op ons vandag. Is daardie fyn skeidslyn wat hy gebruik? Is dit regtig so dat ons moet, dat die Here sê in sy woord dat ons moet diskrimineer teen die vrou om haar nie in die ampt te hê nie? En dit is dan nou tog 'n valsheid wat hy dan nou sou verduidelik of probeer oordra. Ja. Dit is maar net vir my baie opvallend dat dit so prominent elke keer herhaal en homself voordoen op daardie spesifieke wyse. En dan ook net wat daarmee saamgaan, wat ek ook nou al hoe meer besef is, hoe veel in gebed ons eintlik moet intree en moet bid vir ons predikante en ons ouderlinge vir leiding. En dan ook om steeds in liefde op te tree teenoor die broeders en susters in daardie gemeente wat nou onder daardie omstandighede nog steeds as gelowiges moet glo en elke Sondag moet kerk toe gaan. Ek dink dit moet vir hulle baie moeilik wees om in daardie skoene te staan. En my hart gaan regtig uit na hulle toe. Ek kan my nie indink hoe sou 'n mens moet optree nie. Ek dink, Anja, dat jy sê 'n ware ding. Die duiwel is baie slinks. As jy nie kan sien met dit wat jy oorweeg om te doen, dat jy nie 'n slegte situasie gaan laat eskaleer nie, dan moet jy dit nie doen nie. As dit by die kerk van die Here kom, en jy kan nie sien dat jy moet hou, as jy begin dink jy moet iets uitsonderlik doen, jy moet iets anders te doen as die wyse waarop waarop 'n ding in die kerk gedoen is vir baie lank, dan moet jy vir jouself vra, is ek op die regte pad? Ek moet versigtig wees. Want daar voor my was daar vir duisende jare gelowiges, wat dieselfde Bybel gelees het as ek. Hoekom het hulle dit so gedoen? Hoekom het hulle dit op hierdie wyse gedoen? Hoekom het hulle hierdie pad geloop? Hoekom is daar so baie gelowiges oor die hele wêreld, wat ook gereformeerd is en wat vir ons sê, moenie, julle kan nie dit doen nie. Maar jy sê, nee, ons paar, ons gaan anderste. Dan op 'n punt moet jy kom, en dit na, soos wat ek gesê het, dekades van studie, biddende studie, en jy sê nog steeds, nee, ek is nie tevrede nie. So jy gaan nooit tevrede wees. Wie lei jou dan? Wie stuur jou dan? Wie gebruik jou dan? En daarom is ek altyd, ek is baie bang altyd, as ek enige iets sien wat vir my nuut lyk, vars lyk, as ek dit nie by iemand anderste wat ek vertrou en wat ek kan lees, wat voor my was, dan is ek baie versigtig en ek is bekommerd oor die rigting wat ek dan ingaan. En dan gewoonlik stop ek myself en ek gaan eerder op die bekende en die gebaande weg. En ek stem met jou saam, ons beleef, ek dink ons soek, en ek dink ons is vanaand ook soekend, in die sin van, ons soek 'n pad hier, met mekaar saam, en dis 'n pad wat ons sê, maar ons het 'n mooi besluit geneem, kom ons beweeg saam vorentoe. Die kerklike pad is oop,
Hoe hy nog presies moet werk, dit sal ons uitwerk, maar dit is beskryf, hoe daai pad se stappe is. Maar nou kom mense en hulle sê, ons is nie daarmee tevrede nie. En ek kan vir julle sê, ek hanteer dit nou vanaand seker, maar nou ook nou nie altyd op die beste manier nie, maar ek moes dit nou vandag op baie terreine opvolg en met baie mense daaroor gepraat, tot by ons administratiewe bureau. En daar is baie wyd, groot ontsteltenis vanaand oor wat hier aan die gang is. En daai plasing sal verwyder word. Dis deur 'n individu gedoen. Die dopperdagboek word gehanteer deur 'n individu. Ek gaan nou nie sy naam noem nie. Dis nie 'n predikant nie. En hoekom sal jy iets wil doen wat ontsteltenis veroorsaak in die kerk van die Here? En jy weet jy gaan ontstel. En ek glo, dis wat Paulus ook hier sê, daai mense wat na Paulus gekom het geweet, hulle bring, dis nie net 'n variasie wat hulle bring nie, hulle het geweet hier gaan ontsteltenis kom. Dan is jy op die verkeerde spoor. Nog opmerkings of nog vrae, ons kan ook maar op ander forums met mekaar hieroor praat. Goed, ek dank julle dat julle ingeskakel het. Hopelik dan teen volgende week is dit rustiger omstandighede. Maar ek voel tog, en dit is waar ek begin het vanaand, dat die Here het vir my 'n groot mate bemoedig en versterk en kalmte gegee deur hierdie Bybelstudie van Galasiërs, ten spyte van al hierdie goed wat vandag gebeur het. En miskien het ek dit nie baie goed oorgedra wat ek self beleef het nie, maar vir myself het dit waarde en betekenis gehad. Ek dink die groot waarde het vir my is daarin gelees, as ek 'n persoonlike woord mag spreek, is dat is altyd die moeite werd om die gebaande weg van die evangelie, die bekende weg, te betree en daar aan vasthou. En vasthou aan die Bybel as die woord van God, en ek is 'n nederige, eenvoudige sondaar mens wat my neerlê by die besluite van 'n soewereine God. Dit was vir my die boodskap, en dit het vir my groot waarde en betekenis gehad. Ek sluit vir ons af met 'n gebed. Ons Vader wat in die hemel is, ons loof en dankie vir die Bybelstudie wat ons kan saam doen, vir die saamlees uit die woord uit. Soms sukkel ons om onsself in woorde uit te druk, maar U help ons om vrede te vind, U bemoedig ons en U versterk ons. Hou tog die gereformeerde kerke in Suid-Afrika veilig, gee dat daar by ons werklike berusting en gehoorsaamheid sal kom, bewaar ons van die duiwel en van sy aanvalle, en gee dat ons mekaar nie sal veroordeel nie. Ons bid dat U ons genadig sal wees, en ons vra dit van U in die naam van U Seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Julle, baie dankie dat julle ingeskakel het, en 'n mooi en 'n geseënde aand vir julle almal.